Hartlik goeiemôre, mag hierdie baie ryklik seën as sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou lief vriende, hierdie is 'n waterdikop en die voëls word oor die algemene moerasagtige gebied en naby mere en riviere aangetref. Hulle word selde alleen aangetref en kom in pare of in 'n swerm voor dan ook. Die gewone dikkop is so bietjie groter as wat die waterdikop is. Die waterdikop het 'n lengte van 41 centimeter en weeg 270 gram. Die voël het 'n bruin kop met geel oë en swart snavel en 'n wit keel. Sy rug is ook bruin en sy bene grys van kleur. Die voël het 'n gehurkte postuur. So lief vriende, jy kan maar vir hulle uitkyk wanneer jy ook daar by die watergebiede dan ook beweeg dan. Ons wil vanoggend so met u deel na aanleiding van 'n teksvers daar in die woord van die Here wat ons seker goed mag ken. Verskoon Jakobus 1 vers 22 en word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie. Hierdie is 'n woord wat sekerlik vir die opregte kind van die Here tot bemoediging en tot aansporing behoort te dien, omdat ons juis dit wil uitvoer wat die Here wil hê wat ons moet doen. Ons wil nie net iemand wees wat hoor, of kan ek dit so uitdruk, passief is nie, maar iemand wat aktief deel is van God se plan in hierdie wêreld dan ook. En terwyl die wêreld sekerlik in alle opsigte die plan en die werking van die Here teestaan, is dit ons voorreg om dan ook die geleentheid aan te gryp om aktief besig te wees, liewe vriende, om sekerlik daardie hoorder te wees en dan ook die daders. En wanneer ons nou net 'n hoorder sou wees, dan bedrieg ons eintlik onsself en eintlik erken ons maar dat ons geestelike lewe nie eg en opreg dan is nie. Daarom is dit so belangrik dat ons nie net sal hoor nie, maar ook so sal doen. En mag dit ons aanspoor en bemoedig dan ook so. Daar's 'n ander teksvers van bemoediging en dis in 1 Tessalonisense 5 vers 11 wat sê: "Daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op soos julle ook doen." So hierdie teksvers openbaar nie net dat kinders van die Here in die verlede dit juis gedoen het, dat hulle juis mekaar opgebou het en mekaar aangespoor het nie, maar dat hierdie saak sekerlik ook vir ons vandag ook gesê word, dat ons mekaar moet bemoedig. En as u nou dink, hoe sal u 'n ander kind van die Here bemoedig, of kom ons vra dit andersom, het 'n ander kind van die Here u al bemoedig? En wat was dit wat daardie kind van die Here gedoen het, wat u bemoedig het? Was dit toe hulle vir u gesê dat hulle vir u gebid het? Was dit toe hulle u gehelp het in 'n tyd van benoudheid en nood? Was dit dat hulle die woord van die Here aan u kom oordra het en die woord van die Here met u gedeel het? Was dit toe hulle u herinner het aan die beloftes van die Here of aan die koms van die Here? Wat was dit wat hulle gedoen het om u te bemoedig? Nou sekerlik het die Here dit toegelaat in u lewe sodat u dan ook ander weer kan bemoedig op hierdie selfde manier dan ook, en dat u so op die Here ook so sal kon vertrou dan. Die laaste teksvers vanoggend 1 Petrus 3 vers 8 sê: "En eintlik wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik." En liewe vriende, as jy al hierdie dinge gaan doen, as daar 'n medelee is, daardie broederliefde, die ontferming, die vriendelikheid, hierdie sal sekerlik ander kinders van die Here bemoedig en aanspoor. En dit behoort ons as kinders van die Here onder mekaar te hê en uit te leef en uit te dra, om hulle dan ook so aan te moedig en aan te spoor dan ook. Mag die Here vandag u as sy kind se lewe gebruik om ander kinders van die Here te bemoedig en aan te spoor om hom te dien. En dat u ook so deel kan wees, sodat God se plan en God se werking in hierdie wêreld bereik kan word, dat die getuienis en die lig en die sout wat ons is, met ander rondom ons se lewe ook so sal raak. Mag die Here dan ook so vir u seën. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, baie dankie dat u vir ons as die kinders in staat stel om mekaar te bemoedig en aan te spoor op grond van die wonderlike werking wat u in ons hart en lewe kom doen. En mag ons altyd daarin vashou sodat u ook verheerlik sal word. Amen.